Van ons Here Jesus Christus, welkom vanoggend in die huis van die Here. Is 'n voorreg om saam met u hier te kan wees, ook in hierdie oggend. Geliefdes, as voorsang kan ons net so sit. Dan sing ons saam Gesang 267. Gesang 267, op vaste fondamente het God sy kerk gebou, apostels en profete het ons dit toe vertrou. Ons gaan sing vers 1, 3 en 4 van Gesang 267. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed en na die stilgebed gaan ons saam sing die Onse Vader. Ons gaan dit staande doen waarna jy staande kan bly vir die fotum en die seën. Na die seën gaan ons as loflied saam sing Gesang 237. Gesang 237 daarvan vers 1 en vers 2 as loflied in hierdie oggend. Gesang 237 vers 1 en 2 as loflied. Geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Die Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat ons dit opgeteken vind in Eksodus 20. En nadat ons aan die wet geluister het, gaan ons saam sing Gesang 71, daarvan vers 2 en vers 3 as skuldbelydenis. Ons sing, U die kenner van ons harte, ken ook my en weet alleen, hoe ek in berou en smarte my onheiligheid beween. Daarmee kom staan ons voor die Here en ons bely dat ons sondaar mense is, maar dat hy ons harte ken en daarom ons die genade toon. Geliefdes, dan nadat ons geloof bely het in hierdie oggend, gaan ons saam sing Gesang 84, daarvan verse 2 en vers 11. Gesang 84 vers 2 en 11 na die belydenis van geloof en Gesang 71 vers 2 en 3 na die wet. Geliefdes, kom ons luister na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie.
of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, in Spreuke 28 vers 13 lees ons, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan sal barmhartigheid vind. Daarom aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy ook in die sonde volhard. Geliefdes, ons het gesing in vers 2, deur u seun skenk u genade, deur geloof neem ek hom aan. En die Here Jesus het gekom en met sy lewe vir ons betaal, en daarom kan ons vandag as gelowige kinders van hom ook saam ons geloof bely, en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend vanuit sy woord uit Johannes 18. Johannes 18 en ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 27. Jy sal sien, hier is twee groot gebeure wat plaasvind in die gedeelte wat ons lees vanoggend. Die eerste is die gevangenisneming van Jesus en die tweede gaan oor die verloning van Jesus deur Petrus daar waar Jesus ook dan voor die Joodse raad is. Ons lees saam Johannes 18 vanaf vers 1. Nadat Jesus dit gesê het hy met sy disippels oor die spruit Kedron gegaan waar daar 'n tuin was, waarin hy self gegaan het en sy disippels. En Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus daar dikwels met sy disippels saamgekom het. En Judas het die afdeling soldate en die dienaars van die owerpriesters en die fariseërs geneem en daar gekom met fakkels en lampe en wapens. En omdat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesê, wie soek julle? Hulle antwoord hom, Jesus die Nasareëner. Jesus sê vir hulle, dit is ek. En ook Judas, sy verraaier, het by hulle gestaan. Toe hy dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle agteruit gegaan en op die grond geval. En hy vra hulle toe weer, wie soek julle? En hulle sê, Jesus die Nasareëner. Jesus antwoord, ek het vir julle gesê dat dit ek is. As julle my dan soek, laat hier die manne weggaan, sodat die woord vervul sou word wat hy gespreek het, uit die wat u my gegee het ek niemand verloor nie. En Simon Petrus, wat 'n swaard gehad het dit uitgetrek en die diensknegt van die hoofpriester geslaan en sy regteroor afgekap. En die naam van die diensknegt was Malkus. Toe sê Jesus vir Petrus, steek jou swaard in sy skede. Die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie? En die afdeling en die owerstes oor 1000 en die dienaars van die Jode het Jesus gevange geneem en hom geboei. En hy het hom weggelei, eers na Annas, want hy was die skoonvader van Kajafas, wat daardie jaar hoofpriester was. En dit was Kajafas wat aan die Jode die raad gegee het dat dit voordelig is dat een man vir die volk sterwe. En Simon Petrus, 'n ander disipel, het Jesus gevolg. En daardie disipel was met die hoofpriester bekend en het saam met Jesus ingegaan in die binneplaas van die hoofpriester se paleis. Maar Petrus het buitekant by die deur bly staan. En die ander disipel wat bekend was met die hoofpriester het uitgegaan en met die deurwagte gepraat en Petrus ingebring. Toe sê die diensmeisie, die deurwagster vir Petrus, jy is tog nie ook een van die disipels van hierdie mens nie? Hy sê, ek is nie. En die diensknegte en die dienaars het by 'n koolvuur gestaan wat hulle gemaak het, want dit was koud. En hulle het hom warm gemaak. En Petrus het by hulle gestaan en hom warm gemaak. Die hoofpriester ondervra Jesus toe oor sy disipels en oor sy leer. Jesus antwoord hom, ek het ronduit tot die wêreld gespreek. Ek het altyd in die sinagoges geleer en in die tempel waar die Jode van alle kante vergader en in die geheim het ek niks gespreek nie. Wat ondervra u my? Ondervra hulle wat gehoor het wat ek tot hulle gespreek het. Hulle weet tog wat ek gesê het. En toe hy dit sê, het een van die dienaars wat daar staan, Jesus in die aangesig geslaan en gesê, antwoord u die hoofpriester so? Jesus antwoord hom, as ek verkeerd gespreek het, getuig van die verkeerdheid. Maar as ek reg gespreek het, waarom slaan jy my? En Annas het hom geboeid na Kajafas die hoofpriester gestuur. En Simon Petrus het hom staan en warm maak. En hulle sê vir hom, jy is tog nie ook een van sy disippels nie. Toe ontken hy dit en sê, ek is nie. Een van die hoofpriester se diensknegte wat familie was van die man wie se oor Petrus afgekap het, sê, het ek jou nie in die tuin by hom gesien nie?
En Petrus het dit weer ontken, en dadelik het die haan gekraai. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Heilige Gees as God en Heer. So het ons in hierdie oggend U lof besing, U wat lofwaardig is, die skepper van die hemel en die aarde. Here, dankie dat U Seun gestuur het. Hy wat die vernedering kom verduur het hier op aarde. Here, dankie dat hy in dit wat hy gedoen het, hoe hy sy lewe gegee het aan die vloekhout, Here, ons die oorwinnaars maak. Dat wanneer ons deur hom leef, ons ook anders dink, anders redeneer, anders optree. Here, waar ons elke dag in 'n oorlog betrokke is, waar daar hierdie geestelike stryd rondom ons is, Here, sien ons vanoggend 'n soldaat, 'n man wat besig is om te beklei, maar Here, 'n man wat vir U eer opstaan. Here, daarom wil ons ook in hierdie oggend bid, laat ons Jesus soldate wees. Laat ons U eer soek en in U gaan leef. Here, maar laat ons die wapenrusting aantrek om in hierdie geestelike oorlog te stry. Here, ek bid dat U nou met ons sal spreek. Verwyder alles wat skeiding maak, maak ons gedagtes skoon van die dinge van die wêreld. Here, laat ons aandag gefokus word op U in hierdie uur. Here, dat ons ook hoor wat U vir ons wil sê. Verwyder die persoon van die prediker en praat U nou self met U gemeente. Here, en werk met die Gees in ons harte dat die boodskap ingang neem, sodat ons ook sal gaan leef as Jesus soldate. Here, daarom bid ons dit in afhanklikheid van U. En ons doen dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, as kinders het ons altyd baie entoesiasties Christelike liedjies gesing. En een van die liedjies wat ek baie goed onthou, en ek seker almal van u het dit al iewers in die lewe gesing, is ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, of 'n reissoldaatjie nie, of 'n vliegsoldaatjie, of 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. En ons het hierdie liedjie met al die entoesiasme in ons uitgewasyn en ons was trots daarop gewees en ons het die liggaambewegings gedoen want ek is trots om 'n Jesus soldaat te wees. Maar weet ons wat dit beteken as ek 'n Jesus soldaat is? Want vanoggend in ons geleesde gedeelte kry ons te doen met 'n soldaat, 'n man wat in die ware woord is daarom te beklei. 'n Man met die naam Simon Petrus. Petrus is die naam wat hy gekry het nadat hy as disipel geroep word wat gesê het hy is die rots. Maar hy was sommer 'n gewone mens gewees wat uit 'n klein dorpie gekom het waar die mense maar armsalig was. 'n Visserman wat saam met sy pa en sy broers visse gevang het om 'n bestaan te maak en is daar op die skei waar hulle besig is om dit te doen waar Jesus hom roep. Petrus, laat staan die nette, kom wees 'n visser van mense, ek wil jou gebruik. Ja, Petrus was nie 'n geleerde man nie. Tog het die Here hom gebruik om 2 briewe in die Bybel te skryf. As ons na die Handelinge van die Apostels kyk, veral in die vroeë gedeelte van dit, sien ons hoe Jesus vir Petrus gebruik om die kerk te bou en te orden hier op aarde. Ja, Petrus ontvang deur Jesus self een van die besonderse opdragte. Gaan wees 'n herder vir my kudde. Pas hulle op, laat hulle wy, lei hulle in die stryd hier op aarde. Daarom sien ons dat Petrus sterk gestaan het in sy geloof. Hy
Hy was een van die eerstes wat Jesus erken as die seun van God, maar so sterk soos wat sy geloof was, so het dit ook maar gewankel. As hy op die see loop, en hy kyk af en hy sien die water, begin hy te twyfel. En hy sink weg, en Jesus bestraf hom, hoekom is jy so klein gelowig? Maar Petrus was ook 'n soldaat. 'n Man met 'n militêre agtergrond. Want jy sien, hy was 'n seloot gewees. Nou 'n seloot was 'n verregse Joodse groepering wat met dolke of met kort swaarde rondgeloop het, en hulle het alle mag en mening gebruik om hulle wil te kry. Hulle sou selfs doodgemaak het. Hierdie ekstreme regse groep manne. Daarom is dit deels hoekom Petrus die swaard dra. Sy militêre agtergrond. Maar die swaard waarmee Petrus hier slaan is meer 'n slagmes. Want jy sien, die Pasga is naby en hulle is besig om voor te berei om ook die lam te slag. Daarom sou hulle met 'n mes rondgeloop het om daardie slagting te kon doen. Maar iets wat ons van Petrus leer, is hy tekort hier meer. Hy's haastig om vurig te word en op te staan en te beklei. Ons lees dit in ons teksgedeelte, want hier sien ons dat Jesus saam met sy disippels in Getsemane is. En as ons die konteks van die ander evangelies ook bekyk, dan sien ons dat hierdie gebeure plaasgevind het net nadat Jesus bid, laat die beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En Jesus het geweet wat moet kom, hy het geweet wat moet gebeur, daarom kom hy uit die tuin uit, en hy kom hierdie groep mense tegemoet wat hier is om hom aan te val. Onder die groep mense is Judas Iskariot, die een wat hom verraai, en 'n afdeling van soldate. Dit was so wat 600 manne, opgeleide soldate, wat kom om Jesus gevange te neem, en saam met hulle is die dienaars van die owerpriester en die fariseërs. 'n groot groep mense wat met fakkels en lampe en wapens kom, asof hulle besig is om 'n gevaarlike misdadiger te jag. Dis die beeld wat hulle vir die wêreld wil gee, want as Jesus net lyk na hierdie slegte man, as Jesus lyk na hierdie gevaarlike man, dan het ons mos grond om te boei, dan kan ons mos veroordeel, dan kan hy mos doodgemaak word. Ja, vreeslike stryd waarmee die Jode na Jesus toe kom. En daarom verstaan ons Petrus se reaksie baie goed. Hy wil hierdie gevaar wat op sy Here afkom, wil hy verhoed. Daarom trek hy die swaard en hy kap die oor af. Petrus is daarom in die ware sin van die woord 'n soldaat. Besig om oorlog te voer, maar geliefdes, Petrus is nie die soldaat wat Jesus wil hê hy moet wees nie. Jesus sien die situasie. Hy weet wat's aan die gang. As sy disippels opstaan en oorlog voer, dan sal hulle doodgemaak word daar, want dan is Jesus die misdadiger wat die mense dink hy is. Maar Jesus besef, die oorlog is nie van die vlees nie, dis van die gees. Daarom vra hy die manskappe, wie soek julle? Jesus die Nasareëner, sê hulle. En hy antwoord, dit is ek. En onmiddellik skrik daar die manne, hulle val terug en hulle val plat op die grond, want hier is hierdie gevaarlike misdadiger voor ons. Weer vra Jesus hulle 'n tweede maal, wie soek julle? Jesus die Nasareëner, en dan is dit insiggewend om Jesus se antwoord te kry. Dit is ek. As julle my soek, vat my, laat hierdie manne gaan. Dis nie 'n fisiese oorlog waar hierdie twee groepe hoef te beklei nie. Nee, Jesus besef, dis die geestelike oorlog. Hy bevestig dit daardeur. En tog kan ons onsself met Petrus assosieer. Geliefdes, hoeveel van ons is nie vanoggend gewapen hier in die erediens nie? As daar iemand by daai deur inkom
vir die liggaam van Christus kom aantas, wat die erediens wil ontwrig en Christus ons Here wil seermaak, is ek seker ons almal trek ons wapen vandag om te skiet. En daarmee sê ek nie dis verkeerd nie. Ons is in die wêreld, ons is besig om hierdie vreeslike stryd ook te beklei, maar is dit die soldaat wat Jesus wil hê ons moet wees? Is dit hoe 'n Jesus soldaat lyk? Is Jesus soldaat iemand wat skiet? Iemand wat die swaard trek? Nee. Ons sing dan, ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, ek is Jesus se soldaat. 'n Jesus soldaat is die een wat die wapenrusting van God aantrek. En met daai wapenrusting in die geestelike oorlog gaan beklei. En is hier in ons geleesde gedeelte waar Petrus hierdie verandering begin ondergaan, want jy sien tot hiertoe het Petrus na die vleeslike oorlog gekyk. Hy het gedink, dis teen vlees en bloed, hy moet met die swaard slaan. Maar hier begin hy agterkom wat die geestelike stryd is. Hy word gekonfronteer met die oorlog van die gees, want jy sien, net voor dit het Jesus hom gewaarsku, jy gaan my verloon. Dis nog vars in sy gedagtes en daar stap hy na die paleis toe en wraggies verloon hy vir Jesus. 3 keer erken hy dat hy hom nie ken nie. Hy verlaat sy vriend in die uur van nood en om die diepte daarvan te besef moet ons verstaan dat Petrus en Jesus goeie vriende was. Hy was deel van die binnekring van Jesus, die wat die nouste aan hom was. Hy's deel van die wat saam met Jesus in Getsemane ingegaan het om te bid. Daarom is dit vir Petrus verskriklik as hulle sy Here aantas en hy kan niks doen nie. Dit is vir hom erg omdat hy nie met die swaard kan beklei nie. Maar dit was alles deel van God se plan. Want God het geweet wat Petrus se roeping is. En hy's besig om Petrus voor te berei. Daarom sê Jesus vir Petrus, steek jou swaard terug in die skede. Ek moet die beker leeg drink wat die Vader vir my gegee het. Nou wat is die beker? Dis die oordeel van God wat oor die mens uitgegiet moes word wat Jesus gaan leeg drink het. Hy het dit leeg gedrink dat daar nie meer oor is vir die gelowige om te kan drink nie. Ja, dit was noodsaaklik dat Jesus aan die kruis moet sterf en uiteindelik moes opstaan om hierdie oorwinning te behaal, om die oorlog te eindig, nie in die vlees nie, maar om die slang se kop te vermorsel waarvoor ons in Genesis 3 lees. Om die duiwel te vertrap. Ja, om die oorwinning van die geestelike oorlog te haal, sodat Petrus in daardie oorwinning kan gaan leef. Ja, Jesus is besig om vir Petrus voor te berei, want is in sy gewend dat wanneer Jesus met Petrus praat nadat hy opgestaan het, hy hom vra, Petrus, het jy my lief? 2 keer, 3 keer vra hy dit en Petrus word bedroef. Maar hy doen dit omdat hy hom voorberei om die herder van die kudde te wees, om die skape te laat wei, die lammers te laat wei en die skape op te pas. Jy sien, Petrus se siening hier verander van die vleeslike na die geestelike toe. Daarom verander sy geaardheid totaal van hierdie bombastiese, gewelddadige, vurige man na 'n sagmoedige Jesus soldaat. Dat wanneer ons in Handelinge 2 luister na die preek wat Petrus gee na die uitstorting van die Heilige Gees, dan preek hy nie meer die vlees nie, dan preek hy Christus en die oorwinning wat deur Christus behaal is. En hy preek van hoe hy deur die geloof deel het in daardie oorwinning en daarna sien ons hoe 3000 mense tot bekering kom. Die eerste gemeente word gebou op die preek van die rots. Die vraag vanoggend aan ons is, waar staan ons? Is ons nog besig met die oorlog teen die vlees?
Is ek nog besig om 'n ry en 'n vlieg en 'n stap en 'n skietsoldaatjie te wees? Want dan is die oproep vanoggend aan elkeen van ons, steek jou swaard terug in die skede. Trek die wapenrusting van God aan. Gaan stry in die geestelike oorlog, want jy is 'n Jesus soldaat. En as Jesus soldaat het ons reeds die oorwinning deur hom behaal. Gaan lewe daarom in daardie oorwinning. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons nie teen die vlees en die bloed hoef te stry nie. Dat ons nie skiet of ry of vlieg of stapsoldate hoef te wees nie, maar dat ons kan bekleed met die volle wapenrusting van U. En dat ons as Jesus soldate kan gaan leef. Maar Here, dis nie in onsself nie. Dit kan ons nie doen nie. U berei ons voor. Soos wat U met Petrus die voorbereiding gedoen het, bid ons dat U ons elkeen ook so sal roep, so sal trek, dat ons vir U in die geestelike stryd sal gaan beklei. Dat ons as oorwinnaars sal gaan lewe. Here, dankie dat U U seun gestuur het, wat in liefde die kruisdood verduur het, die straf van ons op hom geneem het. Here, dat hy ons ook soos Petrus uitstuur, gaan wees die herders, gaan lei my volk, gaan lei my mense, gaan wees vir my 'n Jesus soldaat, en beklei in die oorlog teen die bose. Here, daarom bid ek vir die gemeente. Here, rus U ons elkeen toe in die stryd wat daar in ons lewens is. U ken die geestelike worsteling waarmee ons elke dag besig is. Here, lei ons dat ons nie in onsself die oplossing sal soek nie, maar na U sal keer, met die wete dat by U is alles moontlik. Here, ek bid vir ons kerkverband. Here, ek bid vir elke predikant. Here, U weet die aanslae is groot, maar dankie dat U die krag ook vir ons gee om teen die geeste daar buite te kan beklei. Here, ek bid vir die kerkrade, ouderlinge, diakens, elkeen wat besig is, maar ook vir elke lidmaat. Here, staan hulle naby. Here, en gee hulle die nodige toerusting deur die woord om ook elke dag te kan beklei. Here, ek bid dit in afhanklikheid van U, in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam gesang 298. Gesang 298, daarvan gaan ons vers 1, 2 en 3 sing, soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag, met sy wapenrusting klee hy ons met mag. Nie teen medemense is ons worstelstryd, maar ons veg teen Satan en sy sluwe listigheid. Geliefdes, ons gaan saam sing gesang 298, daarvan vers 1, 2 en 3, waarin die staande bly vir die seën.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Is Tannie op pad hervormde kerk nie? O, is reg. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Liefdes, net die volgende afkondigings namens die kerkraad, voorbidding, ons bid vir ons gemeente, aan ons lidmate en dink ook aan ons kerkverband met al die dinge wat daarin aangaan. En besonders dink ons nog aan Tannie Mariaan van Sail, oom Koos Kaamfer, oom Kobus Du Plessis en Tannie Rina Snyman. Ons bid dat die Here ook hulle sal naby wees, elkeen in hulle eie situasies. Liefdes, dan gister het ons 'n ringsitting gehad. Ons het laasweek gevra vir voorbidding en ons wil nie te veel sê nie, dit bly 'n vertroulike vergadering, maar ons is baie dankbaar dat die Here ons as twee ringe gister ook gelei het om 'n klagte te kan hanteer en die klag is hanteer. Ons sal sien of hy opgelos is, maar ons is die Here dankbaar dat hy ons ook die wysheid en die kennis gegee het gister om dit tot eer van hom te kan doen. Liefdes, dan wil ons vir Tannie Lientjie sê baie geluk. Tannie Lientjie het ouma grootjie geword van 'n seentjie daar in Namibia en ek hoor Tannie Lientjie gaan bietjie kuier die week, geniet dit en geniet daai bonnetjie liefde sommer verskriklik baie, Tannie. Liefdes, dan vir reisbesoeke buite die normaal is u welkom om my of die kerkraad te kontak en ons kom so gou as moontlik by u uit. Tannie Ronel, baie dankie vir die speel van die orgel vanoggend. Dis lekker om saam met Tannie weer te sing. Ons is bly Tannie hulle is terug van vakansie en ek hoop Tannie het lekker gerus die tyd. Liefdes, dan kerkraad nominasies is oop vir ouderling in wijk 3 en diaken van wijk 2. U kan dit by my of Tannie Anel indien. Ons het dit oopgemaak dat ons kan nominasies inkry. Ons sal volgende Sondag met die kerkraadsvergadering bespreek oor wanneer ons spesifiek dan ook die verkiesing sal hou, dan sal ons vir u kan deurgee. Liefdes, dan in die voorbereiding dink asseblief aan die kerkraad en die ouderlingraad wat volgende Sondag 6 April om 3 uur ook vergader. Dan die kerkskiet die 24ste Mei. Die susters het die week lekker bespreek al die goeters en ek dink ons almal is sommer opgewonde vir die kerkskiet wat kom. So hou asseblief die datum oop. Merk hom op u kalender om lekker saam te kom skiet en saam te kom werk. Dan een van die groot trekpleisters van so 'n dag is wonderlike pryse. En ons het gesien die mooi pryse, as mense dit adverteer ook, dan kom baie mense sommer en dis 'n regtig 'n lekker dag. Daarom wil ons ook vra as daar enigiemand is wat nog vir ons pryse kan kry as skenkings, dat u asseblief met Tannie Elsa van 3 sal praat en dan ook borge vir die skiet. Asseblief daar waar u beweeg, daar waar u besigheid doen, hoor by die ouens, hulle is altyd gretig om dit te doen en ons kan selfs praat oor goeie advertensie ook op die dag vir hulle, dat dit vir hulle ook iets inbring. Maar onthou dit asseblief, ons is hard aan die werk en ek hoop u is ook al so opgewonde soos ek vir die skiet.
Dan die susters aksie, Blomme en Teebeerd vir Maart, is week 3. Ons het teruggeskuif na die saal toe. So asseblief kom drink almal saam met ons 'n lekker koffie vanoggend en kom kuier lekker saam. Dan wil ek vra, ons wil die rak wat onder staan in die saal net bo op die verhoog skuif. Sal van die broers ons net asseblief vanoggend help dat ons daai rak net bo kan kry. Ons wil die klerebank uitskuif buite toe dat ons die agterste vertrek as 'n klas vir die verbondsonderrig kan gebruik. Dan verbondsonderrig, vanoggend is daar geen. Daar is verbondsonderrig opleiding vir ouers, voogte en ander belangstellendes die 6de April. Ons sal hierdie week praat daaroor want ons besef baie van u is nie hier nie. Dis nog skoolvakansie, dis die laaste Sondag. Ons sal net bevestig want dit help nie ons bied dit aan vir 2 of 3. Ons wil graag hê al die ouers, al die voogte moet daar wees. So ons sal dit net weer die week bevestig. Dan geliefdes, die verbondsonderrig nooi uit om 'n heerlike Moedersdag ete saam met ons te kom hou. En ons vra dat u asseblief voor die 4de Mei by Elmarie net sal bevestig of u dit gaan bywoon dat ons getalle kan kry. Dan boodskappers vir die maand Maart is nog in die saal beskikbaar wat handel oor evolusie. Dan die boodskapper het 'n toepassing wat u op die selfoon kan aflaai. Ons het dit al deurgestuur. Ek sien as jy die boodskapper daar lees, is daar 'n subskripsie wat jy moet betaal vir 'n jaar wat jy die boodskap op jou selfoon kan lees. So kyk daarna, as u nie lief is vir lees nie, maar u steeds die artikels wil volg, het hulle op Spotify 'n podcast, 'n podsending. Ek glo jy sal dit op Apple Music ook kan kry of waar ook al. En op die ding is al die artikels wat in die boodskapper en die jeugboodskapper geskryf is, opgeneem en opgelaai. In April maand is my preek wat ek so ruk teruggegee het oor die wet, opgeneem in die boodskapper en ek het hom opgeneem, hy's op Spotify beskikbaar. So as u nie hou van lees nie en u wil luister, gaan kyk asseblief, dis onder die boodskapper op Spotify daar. Geliefdes, dan verjaarsdag vir die week. Vandag die 30ste Maart is Wilmarie Skos. Ons wil vir haar sê baie geluk met haar verjaarsdag. En dan huweliksherdenkings. Vandag is oom Okkie en tannie Sari Maree. Die 2de April is Stefan en Sandri de Vos en Peje en Annemie Kotse. Ons sê vir hulle ook geluk en ons bid die Here se genade vir hulle toe die nuwe jaar. Daar 4 weke volgende. Eleanor sterkte. Ons hoop vir die beste. Geliefdes, kom drink asseblief saam 'n koppie koffie, kom kuier lekker saam en ek hoop u het 'n geseënde Sondag verder.